met jou vanoggend kyk so na hierdie familienuus, dan besef ek ons as die kerk in hierdie stad het die geleentheid om ons kinders en hierdie generasie van die toekoms voor te berei vir 'n lewe van impak. En ons as ouers en as die kerk het hierdie wonderlike verantwoordelikheid waar ons hulle kan help om voor te berei te wees met dit wat God vir hulle het in die tyd wat kom en waar hulle gaan wees waar ons nou is. En ek dink dis net amazing. Nou wat het 'n pop en 'n nerve gun en 'n dinosaurus in gemeen? Julle mag nie sê nie. 'n Kind en nuwe wêrelde. Wanneer jy vir 'n kind 'n pop gee, wat gebeur in jou huis? Ewe skielik verander jou sitkamer in 'n babakamer. En ewe skielik is daar 'n winkel en 'n polisiekantoor en 'n klaskamer en 'n parkie, sommer alles in daai spasie, né? Of as jy vir jou seentjie 'n nerve gun gee. En wat gebeur dan? Ewe skielik het jy 'n lead squad in jou huis. Jy kan ADT kanselleer, want alles is reg, mamma. En jy kom agter, daar's 'n klomp boewe wat moet uitgesort word in jou agterjaard. En as jy vir 'n kind 'n dinosaurus soos hierdie gee, so 'n lelike meneer, het jy natuurlik die nuutste troeteldier in die huis. En is jou agterjaard nie meer wat dit was nie, want is nou die Amazone. Kinders het 'n amazing, fantastiese manier met hulle verbeelding. En ek wil saam met jou kyk gou na 'n video van hoe kinders dink oor goed en wat hulle sê. Kom ons kyk gou. Is daar ander eiers wat 'n mens kan eet behalwe hoendereiers? Ja, daar's paaseiers wat die paasaas veel gee en dan is daar ook scrambled eiers wat jy kan ook kry en daar is ander eiers wat jy kan kry. Jannelie, ek wil eers by jou hoor, wat is 'n eiervreter? Eiervreter. Ek dink ons is eiervreters want ons eet eiers van hoenders. Kai, dink jy babas kan mekaar verstaan as hulle babataal praat? Ja, dink so. Want babas is in 'n high frequency soos geluid maak dan dink ek alle babas kan dit hoor. Want daar's haartjies in jou ore wat jou help hoor. En babas het die meeste haartjies so hulle kan baie high frequent sounds hoor want hoe ouer jy word, gaan die haartjies eintlik dood. Dis kom meeste groot mense, wel oumas en oupas doof is. Sorry, dink jy plante slaap? Nee. Ja? Van hulle kou jou dop of die hulle gaan water gee. Kan 'n mens in 'n walvis se maag bly? Nee, ek dink so nie. Want as jy in sy maag bly, 'n walvis. Ja. Is mos 'n groot diere met die gat in sy lyfie. Ja, dis hy. Want as jy in sy maag bly en hy moet piepie en piepie hy vir jou uit. Ek gesels met jou vanoggend oor imagine. Oor hierdie ding wat ons gekry het by die Here as 'n verbeelding. Kinders se verbeelding kan soms so aangrypend wees. Nie soos ons wat baie keer weet wanneer ons dink is daar 'n klomp hekkies in ons brein nie. Weet in ons soos geneig as volwassenes om baie keer te dink aan goed wat ons nie wil hê nie. Jy weet goed soos my probleme. Terwyl ons eintlik 'n verbeelding ontvang het by die Here wat kragtig is om iets te skep. Dis 'n skepende vermoë wat ek en jy ontvang het. As jy net rondom hierdie gebou loop en jy kyk na alles wat hier is, as jy in jou huis rondloop, elke ding wat jy kan sien, het iemand eers gesien voordat dit geskep is.
En dis hierdie kragtigheid wat ons ontvang het by die Here, wat 'n amazing tool is in die hand van enige mens. Jy sien, kinders tot en met die ouderdom van 3 tot 4 jaar, sê hulle is konstant besig om hierdie verbeeldingskrag te gebruik. Maar dan begin dit afgaan. En wanneer mens volwassenheid kom, sê die statistiek dat slegs 2 tot 3% van mense gebruik hulle verbeelding op 'n deurlopende basis. En ek en jy het natuurlik 5 sintuie gekry, en dis dieselfde wat ons hond ook gekry het. Jy weet, so ons het 5 sintuie soos hulle, maar iets wat ons anders te maak as mense is die feit dat jy het 'n intuïsie gekry en jy het gevoelens en jy het 'n verbeelding gekry. En dit is hierdie verbeelding en hierdie intuïsie en gevoelens saam wat ons anders te maak, want ons is in God se beeld gemaak. Ons is gemaak om soos die Here te wees wat skepend is. Sien, die Here het eers gesien en toe het hy gemaak. Hy die realiteit wat hy gesien het, het hy 'n werklikheid gemaak. En daardie selfde skepende vermoë is in my en jou. Ouers, dit is in jou kinders, hierdie skepende vermoë. En dit is so belangrik dat ons kinders sal help. Want dit is nie net mense wat kunstig is of kunstenaars wat hierdie skepende vermoë het om iets te maak nie. Dit is elkeen van ons wat hierdie skepende krag en hierdie kreatiewe vermoë ontvang het. Wat 'n fantastiese tool in die hand van 'n mens is. Verbeelding is nie 'n fantasie nie. Ons gebruik baie maklik die term, ag jy verbeel jou. Ja, verbeelding is die vermoë om iets te sien wat nie reëel is nie en wat nog nie teenwoordig is nie. Dis die vermoë om daai ding te kan sien. En ek wil vanoggend ek met 2 mense in ons gehoor praat, en dit is jou as 'n ouer en jou as 'n kind. En ek wil met jou gesels oor hierdie ongelooflike ding wat ons gevind het, wat die Here vir ons gegee het, wat ons sien in die Bybel, dat die Here kom ook in die woord en hy gebruik beelde, hy gebruik hierdie ons verbeelding om vir ons goed te wys wat nog nie werklik gesien kan word nie, maar dit is reeds werklik in die geestesoog. En God gebruik die Bybel op baie verskeie plekke sodat ons kan sien wat die Here sien. En in die Bybel is daar 'n mooi voorbeeld wat ek met jou wil deel van 'n seun met die naam van Dawid. En ek wil jou vat na 1 Samuel 17 toe, waar Dawid en Goliat, die storie wat ons so bekend is, waar dit uitspeel. Dawid kom aan by hierdie geveg. Ons weet dat Israel en die Filistyne staan in 'n oorlogsveld teenoor mekaar. En vir 40 dae lank is daar 'n man met die naam van Goliat wat die Bybel vir ons beskryf. En as ek vir jou die woord Goliat sê, wat sien jy? Kan jy sien dit? Is dit 'n klein ouetjie? Is 'n groot ou, né? Want die Bybel beskryf vir ons, gee vir ons hierdie beeld van hierdie man wat groot is, en hy was hierdie baasvegter, hierdie kampioen van die Filistyne, en hy was hierdie sterk ou gewees wat uitgekom het. En hy daag die beste vegter van Israel uit om teen hom te kom veg. En Saul, wat aan die Israelitiese kant natuurlik sit, né? Hy was die grootste gewees, hy was die koning. Hy was hierdie man gewees, jy weet, soos 'n bakkiesbota. Julle onthou vir bakkies? Wie kan hom vergeet? So groot ou. Jy weet wat, hy is die ou wat moes opstaan, Saul. Maar Saul is bang. En Saul het vrees. En hierdie vrees wat Saul het is aansteeklik vir al sy manskappe. En niemand staan op nie. Want almal sien hierdie Goliat voor hulle. Almal sien hierdie ou wat opstaan. Almal sien hierdie baasvegter. Almal sien sy lang swaard. Almal hoor hom. En dan kyk hulle hom so. En dan sê hulle, nee ek nie. Ek gaan nie opstaan nie, jy kan maar gaan. En Dawid kom nou aan en hy sien dit en hy vra, wat gaan hier aan? Wat gaan gebeur met die ou wat hom verslaan? En hulle vertel hom. En hy gaan na Saul toe en hy sê vir Saul, ek sal teen hom veg. En Saul kyk hom natuurlik so en hy dink, hy lyk te klein vir my. En hy sien hy's gedetermineerd, hy probeer hy sy klere mos aantrek. En dit werk nie, en Dawid sê nee, ek het dit nie nodig nie. Maar Dawid sê vir hom in 1 Samuel 17:37 die volgende. Hy sê, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van die Filistyn. Jy sien, Dawid het ervaring gehad. Dawid het 'n geloof gehad. En Dawid gaan om hierdie Goliat te ontmoet.
Wat het Dawid onderskei van elke ander man, van hierdie honderde soldate? Sy broers was ook daar tussenin, want dis hoekom hy mos daar is. Hy het kos gebring vir hulle, sy pa het hom gestuur. Gaan gee kos vir jou broers. Dawid is die jongste, hy is die kleinste, en hulle het ook natuurlik vir hom gekyk, sê, boetie, wat soek jy hier? Jy sien, hulle almal het gekyk vir Goliat. En toe hulle hom gesien het hulle gedagte gehad, nee ek nie, maar Dawid het dieper gekyk. Dawid kon in sy verbeelding kon hy sien wat gebeur het daar by die skape, toe die beer en die leeu kom. Dawid onthou en hy sien hoe die Here hom gehelp het, en hoe die Here hom gehelp het om daai leeu aan sy baard te gryp en hom dood te maak, hoe om die beer te gryp en hom dood te maak. En hy sien dit en hy sien hoe die Here hom help. En hy stap na Goliat toe. Hierdie jong seun. En ons weet hy het 5 klippies opgetel en in sy slingervel, in sy sak gesit. En terwyl hy so voor Goliat staan toe is Goliat natuurlik so, maar wat dink jy gaan jy doen? Jy kom nou met met stokke en Dawid sê vir hom in vers 45 die volgende. Maar Dawid skree terug. Jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies en 'n kromswaard met 3 wapens, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die almagtige God van die magte van Israel, wat jy staan en beledig. Vandag gee die Here jou oor in my mag. Ek sal jou doodmaak, jou kop afkap en die lyke van die Filistynse leer vir die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde gee. Kan jy sien wat sien Dawid? Dawid sien iets. Dawid sien hoe die Here by hom is. Dawid sien hoe hierdie Goliat val en hoe hy sy kop afkap. Dawid sien hoe die leer van Israel kom en hulle oorrompel die Filistyne, hulle maak hulle dood en hulle lyke lê so en hoe die voëls van die hemel kom. Dawid sien dit. En dan staan dat die hele wêreld sal weet dat Israel 'n God het. Almal sal weet dat die Here nie swaard en spies nodig het om sy mense te red nie. Die oorlog is die Here se en hy sal julle in ons mag gee. Dawid sien dit. Dawid glo en Dawid sien dit in sy verbeelding. En wanneer jy hierdie twee goed bymekaar bring, van geloof en verbeelding, dan kom daar kragtige goed uit. Daar kom 'n impak, daar kom 'n gebeurtenis op hierdie aarde. En ons weet, Goliat het geval, en ons weet sy kop is afgekap, en ons weet dat daai ouens is almal doodgemaak en Israel het oorwen. Jy sien verbeelding, jou imagination, vat jou dieper as net gedagtes. En God het vir ons 'n verbeelding gegee om te kan goeie sien wat nog nie waar is nie. Om te kan vir iets kyk en iets te kan sien wat God ons wys en om iets te skep wat nog glad nie bestaan nie. En is dit nie so dat as ek en jy na die psalms toe gaan en ons lees die psalm, ek weet nie wat is jou favorite psalm, of dit psalm 1 of 23 of 121 is of dalk 100, hoe daai psalms praat met jou, hoe daai psalm jou iets net doen in jou hart en in jou gedagtewêreld, dit vat jou in jou verbeelding in. Het een van julle al psalms beleef hier in jou verbeelding? 2. So as 'n paar van julle 'n bietjie leeswerk doen, né? Ons weet wat doen die psalms, en dis Dawid wat hierdie verbeelding van hom verder gevat het, dit wat hy gesien het, dit wat God hom gewys het, en hy het dit gepen, hy het neergeskryf. Ek lees vir jou, wat skryf hy in Psalm 144? Hy sê in vers 1 en 2, hy sê, geseënd is die Here, my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te maak. Hy is my troue hulp en my toevlug, my veilige vesting en my redder. Hy is my beskermer, by wie ek skuil. Dawid sien dit, en hy skryf dit. Is nie amazing hoe hierdie jong man kan 'n kryger wees en hy kan 'n digter wees nie, né? Wie sê dit kan nie kreatief wees om 'n soldaat te wees en om 'n skrywer te wees nie. Dis nie net die skrywers nie. Die Here het vir ons elkeen 'n verbeelding gegee. Die Here het vir jou iets kragtigs gegee. Die Here het vir jou kind iets amazings gegee wat ek en jy 'n geleentheid mee het. Rankin Wilburn skryf die volgende. Hy sê, imagination is that distinctly human capacity by which we image anything and everything that is not immediately visible to our eyes. God het vir ons daardie vermoë gegee om goed te kan sien, al bestaan dit nie. Einstein het gesê, imagination
is more important than knowledge. Dink 'n bietjie daaraan, ouer. Ons is so baie agter kennis aan in die wêreld. Ons is so baie agter, ons moet dit en ons moet dat. Maar wat van imagine? Wat van daai drome? Wat van daai verbeeldingswêreld wat die Here vir ons gee om goed te kan sien en te sien soos hy sien? En ons moet weet dat wanneer ons kinders hulle verbeelding gebruik, is dit nie fantasie nie. Dit is nie fantasie nie. En ons moet hulle help. Kom ek toets dit gou by jou. Dink gou vir my, wat gaan die vinnigste manier wees om almal wat gryskoppe in hierdie vertrek het te tel? So jy dink nou gou aan al die maniere, né? Ons kan almal hulle hande laat opsteek, ons kan almal laat opstaan. Ons kan die wat gryskop het sê, gaan staan gou vir ons by die deur. Ons kan gou 5 ouens aanstel en sê, hardloop gou vir ons deur en tel hulle. Wie van julle kan sien dat om 5 ouens aan te stel en deur die skare te hardloop, gaan die langste vat, né? Dis jou imagination wat dit sien. Ek en jy kan goed sien voordat dit gebeur. En elkeen van ons het daai kragtige vermoë ontvang van God om saam met hom te droom en 'n wêreld te impakteer. So as dit dan so 'n belangrike tool is en ons besef dat in ons wêreld is dit nodig dat ons weer daarna kyk, hoe kan ons dit versterk? Hoe kan ons dan ons eie lewe versterk? Hoe kan ons dan ons kinders se lewe versterk? Wil ek vinnig vir jou 4 goed noem wat jy kan gebruik as 'n ouer om jou kind te help om hierdie kragtige vermoë wat God gee om dit te behou en dit uit te brei. Die eerste een is beskerming. Ek en jy as ouer het die geleentheid om hierdie ding wat God gee vir ons, om dit in ons kinders se lewens te beskerm, dat ons dit sal veilig hou, dat ons sal seker maak dat ons kinders nie in 'n omgewing vasgevang raak waar hierdie ding doodgedruk word nie, waar daar gestop word om te droom nie, dat ek en jy as 'n ouer ons kinders sal beveilig teen sisteme wat wil hulle drome kom steel by hulle, wat lag vir hulle drome, dat ons kinders sal beveilig en nie, om nie deel te word van die 97% van mense wat in hulle volwasse lewe net nie meer daar leef nie. Nie op 'n gereelde basis ten minste nie. Dat ons 'n huis en omgewing sal skep waar ons kinders veilig voel om te droom. En die tweede ding waarmee saamgaan is, as ons kinders hierdie plek skep waar hulle droom, moet ons as ouers betrokke wees in hulle drome. Is nie goed genoeg om jou kind net toe te laat om dit te doen nie. Ek en jy moet betrokke wees. Ons wil weet wat is hierdie drome. Ek en jy moet in die lewe van ons kind ingaan. Ek en jy moet in die lewe in ons huis op 'n plek wees, kinders, waar ons by ons ouers uitkom met ons drome en dat daar 'n saam wees met dit is. Jy weet, ek het dit gelief om saam met my dogter toe sy nog op skool was en in ons huis was, milkshake te gaan drink. En ek weet nie of julle van milkshake hou nie, maar milkshake werk. 'n Milkshake en 'n droom gaan lekker saam. Maar dalk hou jy van bergklim, jy weet, en op 'n hoë berg te gaan sit en net jy het dit nou gemaak en jy is hier bo en daar's daai omgewing, daar's daai oomblik van vertel my, wat droom jy? Dalk wil jy in die parkie gaan stap of net in jou kind se kamer instorm en deur daai deur wat altyd toegemaak word, gaan met liefde en met belangstelling en net sê pappa wil weet, mamma wil weet. Vertel my. En ek wil vanoggend vir jou geleentheid gee om dit te kan doen. Ek en jy moet betrokke wees van vroeg af in ons kinders se lewens en ons moet hulle nie los en toelaat om hulle drome te verloor nie. Hulle moet weet dat ek en jy is ingekoop in hulle drome. Hulle moet weet, papa, mamma back my. Hulle is saam met my in hierdie ding. En daarom is dit belangrik om die derde stap dan na oor te gaan. En dit is om ons kind te begelei. Want wanneer ek betrokke is in my kind se lewe rondom die drome, wil ek my kind help. Ek is 'n ouer, ek is 'n volwassene, daai geleentheid om my kind te help in hierdie stappe van hierdie droom. Want baie keer het 'n kind 'n amazing droom. Maar wat is die next step? Wat is dit wat ek hom mee kan help om te doen of hom mee kan help? Dis my dogter, toe sy wou gaan studeer het ek eers begin om uit te kom by wat droom sy oor om te doen in die lewe. En ek het saam met haar deur hierdie ding gegaan oor sy wil 'n bedryfsingenieur wees en ek was betrokke in daai, maar toe ons besluit wat universiteit vra ek waar wil sy gaan en sy wil Potch toe gaan en ek
wil ons graag begelei in dit en ek het so half net 'n check in my hart gehad en wil haar ondersteun en ek sê gaan saam met mamma, ek wil hê julle moet Potchefstroom gaan en gaan kyk wat gaan aan my bedryf en wat ook al. En sy kom terug die dag nadat hulle was en sy sê vir my pappa ek swat bedryfsingenieurs, maar nie by Potchefstroom nie. Dit was haar droom. Dis wat sy gesien het op daai stadium. En ek kon vir haar begelei en help met die volgende stap. Vandag werk sy al 5 jaar as 'n bedryfsingenieur, sy's deur Tikkies, wonderlik gelukkig, wonderlike maats en 'n man by Tiks ontmoet. Die Here weet, hy is in elkeen se droom. Die laaste ding is, ek en jy help ons kind om hulle drome te behaal. Ons moet die werklikheid help laat gebeur. Ons moet ons kinders help om uit te kom dat hulle begin by hoe prioritiseer ek my lewe sodat ek by my drome kan uitkom? Hoe help ek hulle om hierdie ding deur te vat wat hulle in hulle hart voel? Hoe help ek hulle deur die moeilike oomblikke wanneer hulle in hulle drome stap? Hoe help ek hulle om probleme op te los? Hoe help ek hulle om te deel met as ek failures het in my lewe? En as dinge nie uitwerk soos wat ek wil op hierdie pad nie, ek help hulle daardeur sodat ek hulle kan help uitkom by 'n wen, by 'n deurbraak, by 'n realisering van die droom. Dis deel van hierdie proses waarin ons groei en ons volwasse word en in ons vermoëns glo en ons besef hoe kragtig 'n ding het die Here vir ons gegee. Ek en jy het die geleentheid om ons kinders te vat deur al 4 hierdie prosesse. Ek wil afsluit met 'n storie van Natasha. Sy's 'n dogter van graad 11 toe sy by my uitkom. Sy's toevallig van hierdie omgewing. Ek was by die Universiteit van Pretoria op daai stadium as 'n dosent. En ek was 'n tandarts gewees vir baie jare en by die universiteit toe later geëindig is en die dekaan vra my eendag, sal jy asseblief hierdie ouers ontmoet wat 'n dogter bring, sy wil kom studeer en op punte maak sy dit ons kan haar keer, maar daar's iets anderste. En toe ek van Natasha sien, toe sy 'n volledige regterarm en 'n regterhand wat tandarts se werk mos met al 2 hande. Ek weet nie of wie van julle was al by 'n tandarts nie, is lekker ene daai. Maar haar linkerarm is net tot by haar elmboog gevorm. Sy is so gebore en ek kon sien dat hierdie ouers so lief vir die kind en hulle begelei haar in hierdie droom en sy sit hier voor my vir daai rede en hulle glo na en hulle ek sien hulle is back haar. En ek vra vir haar hierdie vraag. Ek sê vir haar, Natasha, hoekom dink jy sal jy 'n tandarts kan wees? En sy sê vir my, maar mense kan dan vlieg. En in 'n oomblik besef ek dat sy sien in haar verbeelding iets wat ek nog nie kan sien nie. En ek het ook geglo in haar droom. En 7 jaar later, 2 jaar nog deur skool, 5 jaar later in die studies, was ek bevoorreg geweest om te sit in 'n gehoor soos hierdie en sy op die verhoog kom en sy haar graad cum laude. En sy is die beste praktiese tandheelkunde student van haar jaar in haar klas. Wow. Ek het daar gesien het hoe wanneer iemand iets droom, is alles moontlik en dis wat God vir ons kom gee. Wanneer hy vir ons kom 'n verbeelding gee. Imagine die toekoms. Imagine jou kind. Imagine die geleenthede wat daar is. Imagine daai ding wat jou kind nou droom op die oomblik. En jy kan 'n rol speel. En ek wil jou as 'n kind uitdaag wat hier sit vandag, daai droom wat jy het. God gee nie verniet vir ons drome nie. En ons het ouers wat ons help. En as die Here vir my en vir jou 'n kind gee met so 'n geweldige verbeelding, wat kan ek en jy doen as 'n ouer? Ons moet hulle leer om dit te gebruik. Dis die sterkste kreatiewe vermoë wat God vir ons kom gee. Of dit nou in 'n oorlog is, soos in Dawid, en of dit in 'n pen is, en of dit is om 'n dokter te wees, en of dit is om 'n boer te wees, en of dit is om net 'n assistent te wees in een of ander plek in die wêreld, en of dit is om te praat of te skryf of te spanners te swaai. Drome is iets wat God vir ons kom gee. Ek wil jou vanoggend 'n geleentheid gee om 'n droom neer te skryf. Jy het vanoggend weer ingestap, 'n papier gekry en dalk het jy nie gesien nie of dalk was daar nie meer oor nie. Daar's 'n papier op daai tafeltjie nou en daar's een daar ook. Daar's potlode en daar agter is ook. Ek wil jou as 'n ouer nooi en ek wil jou as 'n kind nooi om jou droom vir jou kind neer te skryf. Ek wil jou as 'n kind nooi om jou droom neer te skryf. En terwyl ons gaan kyk na ek sal eers net 'n oomblik gee en dan gaan ons kyk na die volgende ding om dit te doen. So kom ons doen dit in hierdie oomblik.
Ek wil hê jy moet jou droom neerskryf op die papier wat jy in jou hand het. Sit net vir ons 'n bietjie musiek aan en dan gee ons 'n oomblik vir mense om dit te doen. Jesus het alles kom doen sodat ek en jy kan sien wie ons werklik is. En as ons vry is en as ek en jy leef in hierdie lewe wat hy vir ons kom koop het met sy lewe, dan vat hy ons verder dat ons mense kan leef met hierdie kragtigheid van ons verbeelding om te kan wees wie ons werklik is en dat ons kan 'n lewe waar ons 'n impak maak. En ek en jy as 'n ouer het 'n voorreg om ons kinders te begelei op hierdie pad saam met hom en om ons geloof en ons verbeelding bymekaar te bring en mense te wees wat in hierdie lewe leef waar hy verheerlik word. In Hebreërs 11 vers 1 staan daar, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek wil jou nooi om daardie drome wat jy neergeskryf het, dat jy dit met jou kinders gaan deel. En dalk het jou kind nie hier vandag nie, jy wil vir hom of haar 'n stukkie papier gaan sê, skryf neer vir pappa of mamma. En dat jy 'n gesprek begin met jou kind, dat jy betrokke raak, en dat jy hulle begelei, en jy hulle help om uit te kom met dit wat God vir hulle het. Kom ons sluit af. En dank die Here vir vanoggend. Vader, dankie. Dankie vir hierdie kragtige tool wat U vir ons kom gee het. Dankie Here dat U ons mense gemaak het wat kan vry wees om dit te kan sien wat U vir ons wil wys. Dat die wêreld ons nie kan terughou nie. En dat ons kan leef in die drome wat U in ons harte sit. Dankie dat U ons as ouers bemagtig. En dat U ons help, Here, om ons kinders te begelei op hierdie pad, sodat hulle kan word en die drome kan leef wat U oor hulle lewens het. Dankie Here, loof U in Jesus naam. Amen. Mag dit so wees. Ek hoop jy het 'n lekker oggend saam met ons gehad. Dis nou amper middag, maar kuier nog saam. Daar's iets om te eet. En ek wil jou nooi as jy nie is by ons om gou te kom hallo sê en as jy gebed benodig vir oggend, is jy welkom om daar aan die regterkant, jou linkerkant, ons gebedsspan te ontmoet. Seën vir jou, geniet die middag. Ons het 'n groot aanddiens en ek wil jou nooi om ook so toe te kom, bring iemand dalk saam. Ons groot skole aand is vanaand 6:00.